Armand Hofmeyer kuier vanoggend by ons want hy het 'n splinter nuwe album vrygestel, Kuier. Goeiemôre Armand. Môre. Hoe gaan dit met julle? Ag, goed met jou. Goed, dankie. Hoorie, jy was laas jaar April laas by ons gewees. Dis 'n rukkie terug. Dis 'n rukkie terug. Ja. Hoe hanteer 2025 jou tot dusver? Goed, dankie. Baie goed, veral met 'n hele album uit en baie goed. Reis jy verskriklik baie met optredes deesdae? Ek doen ja, verskriklik baie. Dis ry vlieg en dan so 'n bietjie slaap tussenin. Daai ja. Die ding wat ek die meeste like is die minste van. Nice. Maar weet jy wat, as mens besig is as 'n kunstenaar, is jy ook geseënd. Dit is ja. So dis daarom goeie nuus om te weet. Nee, moenie kla daaroor nie, maar ons is bly jy's besig, ons bly dit gaan goed 2025. Ons sosiale media vraag vandag is, as jy enige ander taal kan leer praat, wat sou dit wees? Wat sou dit wees? Dit was 'n vraag. Jy het nie lank gedink daaraan nie. Ek het Zulu probeer leer en toe kom ek agter hierdie kan regkry nie. Ek het hard probeer, maar ek het vir myself ook gesê ek gaan weer probeer. Daar's baie apps wat jy kan download, jy moet so geleer, ja. So Duits het ek al 'n bietjie al geleer, maar Zulu wil ek baie Wat my pla van die apps is jy gaan nou mooi deur die prosesse, stap 1, stap 2, stap 3. Iewers tussen 4 en 5 is daar 'n O of 'n A wat hulle nie vir jou in stap 3 verduidelik het van die sin nie. En dan gaan jy, hoe kan dit wees? Dis dan nie, en dan verloor ek belangstelling. Dis soos wat ek met my musiekjuffrouens ook gemaak het en dan loop ek. Armand, 'n nuwe album Kuier, jy sing self oor Alduis, een van my kosbaarste plekke wat baie na my hart lê. Vertel ons van Kuier, die nuwe album. Ek sing van Alduis, soos genoem met die sang op die album, en ek het daar groot geword. Is jy ernstig? Ja, ek het gebly op Alduis vir 11 jaar omtrent, in en uit toe ek jonk was, het ek al gebly. My ma het gewerk in die bar, so ek het onder die kroeg se counter groot geword, daar geleë en slaap. Wat se bar? Nou, Alduis, Atsegat. Oh, dat se gat. Ja, die liedjie op die album is die gat en dit gaan oor 'n liedjie. Daai liedjie op die album het my ma geskryf in 1999. Ek het die papiere by die huis gesign deur haar 1998 en dan nie so. Wow. En ek die liedjie sien nog ek moet op die album wees. Dit is maar nou net 'n ding wat ek net in 'n noem Alduis, maar ja. Ja, dis een van my vriendinne, beste vriendinne het daar groot geword. Sy's juist nou daar vir die naweek, so dit is Sharnika Nel wat ook ons koerant gespreek doen. Ja, so dit is lekker vir my. Hoe kies jy praat nou van toe hierdie liedjie nou weer sien, toe besluit jy, okay, hy moet op die album wees. Yes. Hoe besluit jy wat se liedjies moes op hierdie album kom? Wel die album het ek besluit, ek gaan 'n bietjie deur al die songs gaan met wat ek het. En ek het 'n ou rekenaar aangesit, kom ek agter die jene, maar hier lê goud. Op 'n ou rekenaar? Ja, en ek weet die meerderheid van die songs op die album is 13 jaar oud, 14 jaar oud, 6 jaar oud, 8 jaar oud. En dan nou die gat is 1998 sang en net toe ek hom ook nou raak kry nou op die ding, ek het hulle demo van hom al rekord. Ja. Dan ging hy moet ook op wees en ek gaan tipe in my raai van dit is nie so sy Psag en Milies is nie. Psag en Milies. Ja. Dis 'n pragtige titel. Ek weet. En ek het dit gesien nog ek moet 'n liedjie skryf. Ek moet net. Sy Psag en Milies. En dan het ek Winter ook sommer die master hom ook opsit. Winter is nie hy's in fact 6 jaar oud. Ja. So, en as mense nou die album aansit en luister, wat wil jy hê moet hulle kry? Moet hulle rustig wees, moet hulle saam dans? Wat is die gevoel? Hulle moet my leer ken. Dit wil ek heel van die begin af wat ek sing. So nou as ek die album het en ek het die album myself ook gebou, die hele album self gebou by die huis en so ek wil net hê mense moet net daarna luister en dan leer ken en net sien die prentjie vir wie ek is. Maar ek wil hê mense moet saam kuier. Ek wil hê mense moet sien ek is 'n persoon wat wel kuier. So ek wil hê mense moet my ook nooit daarvoor vir kuier. So ons gaan 'n Armand boek vir hierdie show want hierdie show is 'n kuier show. Ek is daai persoon vir daai show. En gaan tipe maar raai die liedjie. Sê jy Hepakaya. Wat is Hepakaya? Ek weet nie, my ma het hierdie song ook geskryf. Het sy ook geskryf? Wat is jou In 2004, ma? ja. Weet jy hoe special is dit om dit te kan sê dat jou ma deel is van jou kreatiwiteitsproses en deel is van daai stimulasie van jou kreatiwiteit? Ja. Die ding is ek het baie geleer gitaar speel, ek het baie geleer ook skryf, ek het baie geleer sing want aan my ma se kant kan die hele familie sing. Weet my ouma, my tannie, my neefies, my niggies, hulle almal kan sing. So my ma het self in Alduis nou in Atsegat in die bar gesit en sing. Sy in die aande by die huis of in die middag by die huis of in die week het sy liedjies geskryf en ek het my verstaan daarna. Net gedink hoe en toe ek myself begin skryf so, maar toe ek hierdie twee songs ontdek in die leer,
Daar was 'n leraar by my huis, haar leraar met al haar songs en daar's 200 liedjies daar binne. Yes. En die eerste twee liedjies was gewees, ek gaan tipe Mariah in die gat, want dit was haar groot songs gewees in all days. Toe ek moet hierdie rekord, hierdie moet lig sien. Dit moet net uitkom. So ek het nou rekord en daar's dit nou. Ons is so bly dat jy 'n splinternuwe album het. Jy weet, in 'n wêreld waar daar net singles is daar 'n hele album waar mense jou soveel beter kan leer ken. Jy gaan ook wel een van die liedjies vir ons net sing. Wat gaan jy vir ons sing? Gaat tipe Mariah. Gaan die van Mariah. Hier is ons nou. Armand, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Dis 'n plesier, baie dankie. Jy jouself begins gaan laai natuurlik daai splinternuwe album af van Kuier. Gaan tipe Mariah ook daarop en net hierna gaan Armand ook regstreeks wil sing.